Goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en liewe ook so bereik. Nou liewe vriende, hierdie is 'n laniervalk of dan ook die edelvalk wat in Afrikaans genoem word en dis 'n besondere valk wat ons hierso in ons land het. Hy word beskou as een van die vinnigste valke wat daar dan ook is. Hy duik op sy prooi af op 'n spoed van tot 180 km/h en dan is hulle algemene spoed waarteen hulle beweeg gewoonlik so teen 145 km/h dan ook. Hulle is baie beweeglik in die lug en hulle vang dikwels hulle prooi in die lug dan ook, wanneer hulle veral van die ander kleiner voeltjies dan vang wat hulle dan ook so op jag dan. So 'n geweldige, besondere voël met besondere vermoë dan ook, besondere eienskappe wat hy dan ook so het dan. So liewe vriende, ons wil dan so met u deel dan oor wat ons met u nog praat in 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. En nou mag die vraag sekerlik gevra word, wat moet dan nou gebeur dat ek in Christus kom, dat ek nuut kan word, dat die ou dinge verby kan gaan? Wat moet gebeur? En daar is seker 'n paar dinge wat seker gebeur en die eerste wat ons vir u wil noem is enige persoon wat na die Here Jesus toe gaan kom om 'n nuwe skepsel te word sal op 'n plek gekom het waar hy of sy oortuig is dat hulle verlore is. Romeine 3:23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So daar sal 'n oomblik, 'n tyd in 'n mens se lewe sekerlik aanbreek wat die Here met 'n mens praat en vir jou openbaar en wys dat jy is nog nie 'n kind van die Here nie. Jy is nie 'n kind van die Here gebore nie, want almal is in sonde ontvang en gebore, leer die Bybel vir ons. En daarom moes Jesus juis aan die kruis kom sterwe, dat mense gered kon word. As ons deur goeie werke of 'n mooi lewe in die hemel kon kom, was dit nie nodig vir Jesus om aan die kruis te sterf nie. Maar hy moes, waarom? Want ons is verlore. Ons is in 'n verkeerde verhouding met die Here. Ons is nog nie kinders van God nie. Maar ons kan kinders van die Here word en dis waarom die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het, dat ons sy kinders kan word. So dis heel eerste saak, dat jy oortuig sal wees dat jy verlore is. Die tweede is, dat jy ook sal weet daar is verlossing. Nie in die kerk nie, nie in 'n goeie lewe nie, maar in Jesus alleen. Efesiërs 1:7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ja, die Here is barmhartig en hy's genadig en hy wil vergewe en hy kan vergewe. Hy het sy lewe gegee dat 'n mens vergewe kan word en daarom moet ek weet dat ek hoef nie verlossing op enige ander plek of in iets anders, soos die sakramente te soek of enige iets anders nie. Die verlossing is in die Here Jesus alleen. U moet hom sekerlik so kom vertrou. En dit is wat geloof is. Geloof is om die Here te kom vertrou. Romeine 10:13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? Nou as u nie glo dat u verlore is nie, en u glo nie dat u die verlosser van hierdie wêreld, die Here Jesus, nodig het nie, waarom gaan u dan geloof in die Here plaas? En geloof is juis dit dat ek glo ek is verlore, ek glo Jesus alleen kan my red, en ek kom vra hom, ek kom plaas my absolute vertroue in hom, dat hy my volkome sal vergewe, en dat hy my kind van God sal maak dan. Dit is sekerlik waar dit kom, liewe vriende, dat u 'n keuse maak. Jy weet 1 Johannes 1:12 sê, maar almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. U sien, elke mens het 'n keuse in hierdie lewe. Wil jy 'n kind van die Here word? Wil jy jou sonde bely en laat staan? Wil jy hê die Here moet jou volkome vergewe? Wil jy 'n lewe lewe waarin jy jou hele lewe aan God oorgee en dit daarop rig om die Here te verheerlik? Wil jy so lewe lewe? Dis jou keuse. En as jy daar op daardie plek kom en sê, Here, ek besef ek's verlore, ek besef ek gaan in die hel beland, ek besef ek kan myself nie verander nie, ek kan nie van my sonde loskom nie, maar U kan my verlos, U kan my vergewe, en ek kom vertrou die Here, en ek kom sê, Here, nie net dit nie, maar ek wil my lewe ook aan U wy, kom verander my so, dat ek in staat sal wees om U te dien. Dis wat ek vir U kom vra, Here, kom red my. En liewe vriende, dis juis net dit wat God sal kom doen. Die vraag is dan nou, het jy al hierdie keuse gemaak?
Het jy al so met die Here deurgegaan? As jy dit gedoen het, dan sal jy weet van die verandering. Jy sal weet jy lewe het verander. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie vir die liefde en die genade en die goedheid. Dankie dat jy ook hulle wat vandag tot u sal roep, kan red en sekerheid gee dat hulle kinders van God is. Amen.